Ons is besig met 'n kort reeks oor vergifnis en ons teksvers vir die reeks is: Toe kom Petrus na hom en sê: Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 toe. In hierdie video gaan ons kyk na Bybelse vergifnis as God se handeling, Bybelse vergifnis as 'n menslike handeling, voorwaardes van vergifnis en die belangrikheid van vergifnis. Ek het gaan soek na die betekenis of definisie van vergifnis en het hierop afgekom: 'n opsetlike besluit om wrok en woede te laat vaar. Die daad wat jou seer gemaak of aanstoot gegee het, mag dalk altyd by jou wees, maar om aan vergifnis te werk, kan daardie daad se greep op jou verminder. Die Engelse vertaling uit die Grieks van die Bybelse woord sê to let go. Om te vergewe is om weg te gee, om te los of jouself los te maak, om te laat gaan. In die Bybel word vergifnis gedefinieer as God se daad van vergewing van sondes en die vrystelling van die individu van die gevolge van hulle oortredings. Dit is ook 'n menslike verantwoordelikheid, 'n keuse om wrok en bitterheid teenoor diegene wat ons te nagekom het, vry te stel. Vergifnis gaan nie daaroor om die oortreding te vergeet of te goeder trou nie, maar eerder om te kies om dit nie teen die oortreder te hou nie en versoening te soek. As ons kyk na die Bybelse vergifnis as God se handel, kyk ons eerstens na vergifnis van sonde. God se vergifnis beteken dat hy kies om nie ons sondes teen ons te hou nie en die skuld en straf wat daarmee geassosieer word te verwyder. Ons lees in Jeremia 33 vers 8, en ek sal hulle reinig van al hulle ongeregtigheid waarmee hulle teen my gesondig het, en vergewe al hulle ongeregtighede waarmee hulle teen my gesondig en teen my oortree het. As ons kyk na genade en barmhartigheid, die vergifnis is 'n demonstrasie van God se genade en barmhartigheid wat vrylik aangebied word aan diegene wat berou het en in Jesus Christus glo. Micha 7 vers 18: Wie is 'n God soos U, wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortreding van die oorblyfsel van sy erfdeel verbygaan? Hy hou toorn nie vir ewig vas nie, maar het 'n welbehae in goedertierenheid. Vergifnis is 'n pad na versoening met God, wat 'n gebroke verhouding herstel. Ons lees in Jeremia 31 vers 34, en hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie, en sê, ken die Here, want hulle sal my almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die Here, want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. Wat is die mens se handeling om Bybelse vergifnis? Eerstens is dit 'n vrystelling van wrok. Vergifnis behels die loslaat van woede, bitterheid en 'n begeerte na wraak teenoor diegene wat ons te nagekom het. Dit alles los te laat. Kies om nie wrokke te koester nie. Dit beteken om te besluit om nie oor die oortreding te top of dit as 'n basis vir toekomstige interaksies te gebruik nie. Met ander woorde, nie elke keer op te haal nie. Dit bring versoening. Vergifnis kan die weg baan vir versoening met ander, alhoewel die omvang van herstel kan wissel. Vergifnis beteken nie noodwendig om die oortreding te vergeet nie, maar eerder om te kies om nie toe te laat dat dit die verhouding definieer of toekomstige interaksies dikteer nie. Is daar 'n voorwaarde van vergifnis? Ja. Bekering. In die konteks van menslike verhoudings word vergifnis dikwels gekoppel aan bekering van die oortreder. Hoewel daar situasies is waar ons geroep word om te vergewe, selfs sonder bekering. Vergifnis word ook aangebied as 'n daad van gehoorsaamheid aan God se opdrag om ander te vergewe.
Hoekom is vergifnis belangrik? Dit gee vir ons geestelike groei. Vergifnis is noodsaaklik vir ons geestelike groei en die handhawing van 'n gesonde verhouding met God. Dit gee ook geestelike en emosionele welstand. Dit bevry die individu van die las van wrok en bitterheid, wat genesing en vrede bevorder. Het herstel van verhoudings. Vergifnis kan 'n katalisator wees vir die versoening en genesing in gebroke verhoudings. Ons lees in Matteus 5 vers 23 tot 24, as jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval, dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. Soos ons hier gesien het, is vergifnis die sleutel tot genesing. Ons lees in Matteus 6 vers 14, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. En tweedens, ons sluit vergifnis innerlike vrede.